Markus hoofstuk 10. Nou, ons kan baie daar uithaal. Ons het nou 'n paar Sondae-aande gepraat oor die pinkode vir jou wonderwerk wat in Markus 10 is oor die blinde Bartimeus. Maar ek het gedink ons is besig om te groei in om 'n volgeling van die Here te wees volgens sy voorskrifte. Ons probeer uitvind, is ek regtig 'n volgeling van die Here? En wat is die vereistes? Wat is die kwalifikasies? Hoe lyk 'n volgeling van die Here? So ek het besluit, ons gaan oor verse 17 tot 31 praat. Lees 'n bietjie dit. Storie wat jy ook dalk ken, die storie van die ryk jong man, maar daar word 4 baie belangrike vrae geantwoord of gevra, en wat ons moet antwoord in Markus 10. Eerste vraag, watter rol speel werke in 'n kind van die Here se lewe? Speel werke hoegenaamd 'n rol? Of het ek nie werke nodig nie, want ek is mos nou klaar gered? As werke nodig is, wat beteken dit? En wat sou jy beskryf as werke? So, dis 'n mond vol hierdie. Maar ek dink dis verskriklik belangrik dat ons hier 'n bietjie met mekaar sal praat, want wat baie duidelik is as ons oor werke praat, jou werke kan nie die Here beïndruk nie. Jou werke wen nie punte in die hemel nie. So, die vraag is, wat beteken dit dan? So, dis die eerste vraag. Die tweede vraag wat jy gaan vra is, verstaan jy wat dit beteken dat Jesus Here van jou hele lewe is? Elke area daarvan. Is Jesus, kom ons vra dit andersom, is Jesus Here oor jou hele lewe, elke area daarvan? Derde vraag, verstaan jy wat afgode is? Bespreek dit 'n bietjie. Wat sal jy beskryf as afgode? In die filmpie het jy nou 'n bietjie iets hiervan gesien. En dalk is hierdie die een ding wat dalk baie mense potjie in hulle geestelike groei. En hierdie is dalk die een rede waarom mense nie geestelik groei nie. En geestelike bonsais bly, geestelike dwergies bly. Afgode. Verstaan jy wat afgode is? Wat kan alles afgode wees? Dit kan 'n baie lekker gesprek wees. En dan, vierde vraag is dalk net so belangrik. Verstaan jy wat geluk regtig is? Verstaan jy wat joy is, vreugde? Verstaan jy wat dit is om joy te hê? Bespreek 'n bietjie dit. So, die vraag is in vers 17, hè. Julle kan dit lees, die vraag wat die Here hom vra, en ek dink dis 'n belangrike vraag, né. Die vraag wat die ryk jong man vir Jesus vra is, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dis die vraag. Wat moet ek doen om vir ewig by U te wees in die hemel? Wil ons almal nie daar wees nie? Maar hoe beplan ons om daar te kom? En hoe lewe ons om daar te kom? So, Jesus antwoord eintlik met 'n teenvraag. En ek dink dis die 4 goed wat hy vra. En ek gaan jou net 'n bietjie aanspoor om in die regte rigting te kom. Want jy sien, die feit is, ons almal het die hel verdien. En God stuur sy seun om ons te red, nie omdat ons dit verdien nie, net omdat hy ons liefhet. So dis 'n asemrowende ding wat God doen, né? Hy doen dit om ons te red. So, waar kom werke dan in by my as kind van die Here? Dan word werke nie iets wat ek doen om die Here te beïndruk nie, maar iets wat ek doen omdat hy vir my gedoen het. Ek wil amper sê, I return the favor, op 'n natuurlike baie klein skaal, maar hy het gedoen vir my omdat hy my liefhet. Ek wil graag vir hom iets doen omdat ek hom liefhet. Dis my motivering. Dis hoekom ek nie niks kan doen nie, want hoe kan jy sê jy het lief, maar jy doen niks? Ek wil teruggee omdat ek hom liefhet. En so bewys ek dan dat Jesus Here is van my hele lewe. Elke area van my lewe is toegewy aan die Here. So, hier's die punt. Ek moet in elke area van my lewe vra, elke stukkie detail van my lewe vra, wat kan ek in hierdie area gee om te wys dat Jesus Here van my lewe is? Praat 'n bietjie hieroor. Watter area van jou lewe ook al, wat kan ek in hierdie area van my lewe gee om te wys dat ek die Here liefhet? So, as jy oor hierdie goed begin praat en jy gaan dit 'n bietjie begin bespreek, dan gaan 'n ou naderhand aan die einde van vanaand kom en vra, kom ek gee myself 'n punt uit 10 uit. Hoe vaar ek as volgeling van die Here? En dan gaan sit ons en vra, wat kan ek doen om daai getal van my 1 op te skuif? Wat kan ek anders doen?
Wat kan ek begin doen wat ek nog nie gedoen het nie? Wat kan ek in 'n area doen wat ek nog nie gedoen het nie, om Jesus Here van my hele lewe te maak?